In Egipte was die lewe niks anders as wanhoop nie. Soos die Israeliete elke dag probeer het om te voldoen aan die Farao se toenemende kwota van stene. God was skynbaar afwesig, maar dit was besig om te verander. God het die gehuil roep van sy onderdrukte mense gehoor. Moses het uiteindelik die Farao oortuig om die volk te laat gaan, maar voordat hulle vertrek het, het hulle geëet van die Here se Pasga. Die simbool van die revolusie was 'n lam, 'n onskuldige verslaane lam, geoffer vir elke gesin, wat natuurlik heenwys na Jesus. Die bloed is gesprinkel teen die deurposte om die eersgeborenes te beskerm teen die engel van die dood. Maar voordat die reis kon begin, het God vir hulle gesê om die gebraaide lam te eet. Hulle moes hierdie datum onthou, omdat hulle geskiedenis gemerk sou word deur hierdie belangrike gebeurtenis. Soos die profete die ballingskap verbind het met hulle ouers se slawerny in Egipte, het hulle besef dat die hele wêreld in 'n tipe ballingskap was. Dit was van so 'n aard dat dit baie meer as 'n onskuldige lam se bloed sou neem om hiervan bevry te word. Hulle voorspel die geboorte van God se eie eersgeborene, wat die las van die hele wêreld op homself sou neem. Jesus is die lam. Op die nag wat Jesus gearresteer is, het hy en die disippels die Pasga-ete geëet. By hierdie maaltyd het hy die brood en die beker geneem en gesê, dit is my liggaam, dit is my bloed. Hy het die jaarlikse Pasga gebeurtenis geneem en dit op homself van toepassing gemaak. Hulle moes nou hom eet, die onskuldige, verslaane, geofferde lam. Hy het geweet dat hy nie 'n wrede dood gespaar sou word nie. Sy bloed is vergiet vir die ganse skepping. Wat moet ons reaksie wees? Ons moet onthou en ons moet dankbaar wees. Die woord vir dankbaar in Grieks is eurachysomai, gebaseer op 2 Griekse woorde wat beteken goed en te gee. Uit hierdie wortels kom ons Engelse woord Eucharist, wat letter beteken goeie gawe. Eucharist beteken Jesus is God se goeie gawe aan die wêreld. Vandag neem gelowiges deel aan 'n ritueel wat ons nagmaal noem, om te onthou en om dankbaar te wees vir God se goeie gawe van Jesus, sy seun. Maar ons moet besef dat die betekenis van die nagmaal veel verder strek as die ritueel sigself. As ons nagmaal gebruik, bely ons 'n hele nuwe manier van lewe. Paulus verklaar die betekenis wanneer hy praat oor Jesus wie deur ons liggame geopenbaar word. In 2 Korintiërs 4 vers 10 lees ons, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Ja, Jesus Christus se lewe moet deur ons liggame, deur ons lewe openbaar word, gesien word. Christus lewe 'n lewe wat verder gaan as homself. Hy lewe in ons, maar hierdie lewe is moeilik en duur. Om te identifiseer met die seer van ons naaste, kos altyd iets. En dit is hoe die Eucharist veronderstel is om te werk. Die kerk is die liggaam van Christus, 'n lewende Eucharist, 'n goeie gawe vir die wêreld. Die mees kragtige preek is as iemand sukkel, seer is, twyfel, of net nie meer kan uithou nie, en 'n gewone gelowige met hartlike deernis sê, ek ook. Deur die dood van Jesus is die hele skepping met God versoen. Vrede is gemaak en die sondemuur wat ons van God geskei het, het geval. Daar is 'n nuwe mensheid. Die woord het vlees geword. Die woord, Jesus, het substansie gekry. Die kerk, ja, ek en jy. Die kerk verpersoonlik hierdie nuwe mensheid, waar etikette nou onvoldoende is,
rigiede standpunte nie meer moontlik is en perspektiewe nie meer swart en wit is nie. As die doel van die kerk is om mense te kry om te kom, en diegene wat kom weer ander moet uitnooi om te kom, dan mis ons iets krities. Kerk gaan nie oor bywoning nie. Kerk is mense wat die Christelike lewe leef, daagliks, oral waar hulle self bevind, en stryders word van die lydendes, die armes en die onderdruktes. As ons ontkoppel leef van diegene op die rand van die samelewing, is die gevolg altyd wanhoop, omdat God ons geskep het vir soveel meer. Kain het gevra, is ek my broer se oppasser? Die antwoord op daardie vraag is, ja. Die Eucharist sê ja aan die gemeenskap met al sy lyding. Waar is God wanneer 'n mens sy werk verloor, 'n ander HIV positief toets, en ander eensaam en alleen is? Die antwoord? Hy is daar, by hulle, omdat ons ook tasbaar daar by hulle is. Omdat ons die lewende Eucharist is. Die kerk, ek en jy, is God se goeie gawe vir die wêreld, want Jesus se bloed is vergiet op die deurposte van die wêreld. Die kerk is die lewende, asemhalende, lewegewende, systeemkonfronterende, magtige, ryk ondermynende beeld van 'n nuwe mensheid. Jesus wil ons red. God nooi vir my en jou om by hom aan te sluit, om iets te doen aan al die gebrokenheid in die wêreld. God wil nie net vir ons red nie. God is op soek na 'n liggaam, 'n volk om die goddelike te verteenwoordig. In ons kerke staan ons voor die voortdurende vraag, hoe sal ons seëninge bestuur? Sal ons dit gebruik tot voordeel van die onderdruktes, of sal ons 'n sin van geregtigheid ontwikkel en opeindig in ballingskap waar ons voortleef in wanhoop? As ons onsself bevind in ballingskap, dit wil sê vasgevang is in die generering van finansies en die aanbied van programme, as organisasie ons energie steel, ons suksesgedrewe raak en 'n magsgevoel ons beetpak, as ons baie mense en besittings het, en ons so vergeet het van God se mense, onthou, as ons sonde bely en berou, kan ons nuut begin en weer begin droom. In ons nuwe begin, moet ons die harde werklikheid verstaan van slawerny, hongersnood, selfmoord en vigs wat ons wêreld verstrik en laat sug. In ons toekomsdroom moet ons besef dat Jesus ons wil red van irrelevantie en ons wil gebruik om 'n verskil te maak. Ons moet enige stem, mag of energie wat ons het, daadwerklik aanwend en omdraai in seëninge vir diegene wat nie hierdie voorregte geniet nie. Jesus wil die wêreld red, maar hy wil ook vir ons red. Hy wil ons red van die koninkryk van gemak, uit die ryk van onverskilligheid en van die prioriteit om te bewaar, te beskerm en op te gaar. Hy wil hê ons moet verstaan dat die priesters nie iemand anders is nie. Elke gelowige is 'n priester. Jesus wil ons red van die misverstand dat verlossing net vir individue is en nie ook van die stelsels wat mense slawe maak nie. Hy wil ons verlos daarvan om die evangelie af te water na 'n evangelie van die vergewing van sonde, terwyl ons God se begeerte is om die hele skepping te verlos, dat sy koninkryk stukkie vir stukkie sigbaar, tasbaar sal raak op hierdie aarde. Kom ons bid saam. Vader, kom red ons uit ons ballingskap uit. Kom beklee ons met net U self, sodat ons met U lewe sal gaan, op 'n uittog sal wees, om die weggooi mense, die randfigure, die onderdruktes te gaan haal, sodat U koninkryk kan kom
en u wil kan geskied, sodat u verheerlik sal word. En daarom sê ons, Here, as u roep, hier is ek, stuur my. Ons bid hierdie gebed in die naam van Christus Jesus. Amen.